Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 22ste Junie. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees uit Filippense 4 en behandel Heidelberg Katekismus Sondag 33 en sy tema: beklee jou met die nuwe mens en doen goeie werke. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 84, daarvan verse 1 en 6. Hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef, verlangend uit. Psalm 84 vers 1 en 6 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, verse 1 en 17, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, hoe heerlik om hier by mekaar te kom. Om te weet dat U die almagtige God is, die enigste wat daar is. En dat U getrou bly aan U woord. Ja, hy is die Almagtige wat maar net gepraat het, 'n woord gespreek het, en alles was daar. Nou gaan hy voort om alles in stand te hou, en daarmee saam ook ons as U kinders, ons wat U uitgekies het voor die grondlegging van die aarde, en ons is U dankbaar daarvoor, want ons is sondige mense, van nature geneig om U en ons naaste te haat. Maar tog het U eerste na ons gekom. Ons eerste lief gehad. Net uit genade. Here, daarom vra ons ook dat U met ons sal wees. Vir ons wysheid sal gee om 'n dankbaarheidslewe te lei wat U behaag. Daarom ook as ons nou na U woord gaan luister, dat ons waarlik ag sal slaan daarop, dat ons lewens daarvolgens sal inrig,
elke dag die genade weer besef en waarlik 'n dankbaarheidslewe lei. O Here, ons vra ek dat U ons sonde sal vergewe. Maar ons dank U in dieselfde asem wat ons weet, dit is ons reeds vergewe deur die soenverdienste van U seun aan die kruis. En daarom bid ons ook al hierdie dinge. Nie uit verdienste nie, alleen maar uit genade in die naam van U seun ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 66 vers 1 en 7. Luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Efesiërs 4, vanaf vers 17 tot 24. 17 tot 24. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hierdie beeld, as jy in die oorspronklike taal daarna kyk, dan is dit 'n beeld van om die ou mens uit te trek en die nuwe mens aan te trek. En dit kom miskien beter na vore in die 53 vertaling. Ek lees daarom weer verse 23 en 24. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarmee saam luister ons ook na wat ons bely in Heidelberg Katekisme Sondag 33. 2 weke gelede het ons gekyk na Sondag 32, na ons goeie werke. Vandag gaan ons verder.
Sondag 33 word die vraag gevra, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Die antwoord uit 2 dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dis 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dis 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, 2 weke gelede het ons gehoor dat ons nie goeie werke doen om ons saligheid te verwerf nie, maar dat God dit in ons werk om goeie werke te doen uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. Maar wat is goeie werke? En hoe kom ons daarby uit om goeie werke te doen? Ja, daar is eers iets wat moet plaasvind voordat ons enigsins kan dink aan goeie werke. En dit is bekering. Goed, ons moet onsself bekeer. Maar wat behels bekering? Efesiërs 4 vers 22 sê dat ons moet breek met die ou sondige mens. Die uitdrukking ou mens word gebruik om aan te dui hoe die mense was voordat hulle tot geloof in Christus gekom het. Ja, die ou mens word beskryf as 'n lewe waardeur die mens deur sy sondige begeertes verteer word. Dit word gelykgestel as die lewe van heidene. Dis 'n lewe wat doelloos en sinloos is. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat Christus skenk nie, omdat hulle hardnekkig volhard in hulle onkunde. Hulle het heeltemal afgestomp geraak, het ons gelees, en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Dit is die ou mens sonder Jesus Christus. Ja, so is daardie mens en so sal hy bly, en dit stuur af op die dood. Dit sê Paulus is wat die gelowiges nie meer is nie. In 1 Kolossense 3 of in Kolossense 3 vers 10 word daar gesê dat die gelowiges die ou mens met sy werke afgelê het. En in Romeine 6 sê hy dat die ou mens saam met Christus gekruisig is. Die ou mens is nie meer daar nie. Hy is dood, dis verby. En daarom moet gelowiges hulle losmaak van die ou mens. Ons moet ophou lewe soos die mens wat ons nie meer is nie. Ja, letterlik staan daar dat die ou mens uitgetrek moet word. Ja, soos wat 'n mens ou klere, stikkende klere uittrek en weggooi. So moet ons met die ou mens maak. Ons moet van daardie mens distansieer. Ons losmaak. Ons moet met hom breek. Want ons is nie meer die ou mens nie. Deur die geloof in Jesus Christus is die ou mens dood. Die eerste stap in bekering is dus dat ons sondige mens moet uittrek. Maar hoe trek 'n mens jou ou sondige mens uit? Prakties. Hoe doen 'n mens dit? In die eerste plek trek ek my ou sondige mens uit deur 'n hartlike berou oor my sonde te hê. By ware droefheid oor die sonde gaan dit oor die oneer wat ek God aangedoen het, deurdat ek aan hom ongehoorsaam was. En dit is hierdie droefheid wat ons kry by Dawid, na sy oorspel met Batseba en sy moord op Uria, toe hy gesê het, teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ja, by so 'n droefheid skeur 'n mens, en in die taal van Hewel, nie jou klere nie,
maar jou hart. In die tweede plek breek ek met my ou sondige mens deur die sonde te haat. As ek werklik bedroef is dat ek God deur my sondes vertoren het en dat ek sy eer daardeur aangetas het, moet ek ook die sonde haat. Die sonde gaan ons bybly tot ons dood toe. Maar dit moet ons al hoe meer met weerstand en haat vervul. Ja, God se woord leer ons hoe verskriklik die sonde is. Daarom moet ons sy woord bestudeer, sodat ons die sonde al hoe meer kan erken en haat. Verder moet ons ook God bidtend smeek om die haat vir die sonde in ons te laat groei. En dan in die derde plek breek ek met my ou sondige mens deur weg te vlug van die sonde af. Vlug vir die sonde beteken om weg te bly daarvan af. En ek moet ook nie dink dat ek sterk genoeg is en dat ek staande sal kan bly om vasgevang te word deur die sonde nie. Paulus waarsku, wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. En daarom moet ek bid dat God deur sy gees my die wilskrag sal gee om weg te bly van die sonde af. Goed, dis die uittrek van die ou mens. Maar die tweede stap in bekering is dat ons die nuwe mens moet aantrek. Efesiërs 4 vers 23 en 24 sê letterlik dat ons gees en gedagtes nuut moet word en dat ons die nuwe mens moet aantrek, soos wat mense ook klere aantrek, nadat ons die ou klere uitgetrek het. Nuwe mens wys op die nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons inplant, deur ons met die geloof aan Christus te verbind. Ja, die nuwe mens is die herskape mens in Jesus Christus. Dis die mens wat weer saam met Christus uit die dood uit opgestaan het. Die nuwe mens wat nie meer slaaf van sy eie sonde is nie. Die een wat weer die beeld van God vertoon. Die een wie sy hele lewe aan God wy. Wie sy hele lewe heenwys na God toe. Ja, die nuwe mens wat ware geregtigheid ken. Die een wat in die regte verhouding met God gestel is. En wat ware heiligheid ken. Dis die nuwe mens wat deur God uit die sondige wêreld afgesonder word vir hom. Die mens wat dan ook met sy hele wese in toewyding tot God lewe. Dit is die nuwe mens wat van die sonde af wegvlug en al meer lewe soos Christus geleef het en ook van ons verwag. Dis immers hy wat die verandering in ons bewerk het. Hy het 'n statusverandering in ons laat plaasvind. Van 'n ou mens na 'n nuwe mens. Ons lewe nie meer onder die beheer van ons eie begeertes nie. Ons lewe nou onder die beheer van die Heilige Gees. Ja, ons posisie in die oë van God is reggestel deur Jesus Christus. En hy sien ons aan as heilig. Leef dan so. Dit is wat ons is. Ons is weergebore. Ons is herskep. Ons is in staat om te doen wat goed en reg is. Maar soms hou ons nog aan daardie ou mens vas. Ons wil as ware die nuwe mens bo-oor die ou mens aantrek. Bekering is dus elke keer weer 'n nuwe begin. Maar tog nie elke keer heel van die begin af nie. Heel van voor af nie. Ons almal onthou nog hoe ons op skool daar die boontjies saad tussen twee wattetjies gesit het en daar nat gemaak het en in die son gesit het. Dan elke dag moes jy daar die wattas oplig en kyk hoe daar die boontjies saad gegroei het. Die saad het gesterf en daarna ontkiem. En soos ons elke dag na daardie saadjie gekyk het, was daar iets nuuts. 'n nuwe ontwikkeling
wat ons moes teken. Kinders, as julle dit nog nie gedoen het nie, vra vir julle ouers om dit ook hierdie week saam met julle te doen. Maar tog was dit elke keer nie ontwikkeling van vooraf nie. Maar daar was ontwikkeling om al hoe meer soos 'n boontjie plant te lyk. En wanneer daar die saadjie ontkiem het, maar nie ontwikkel het nie, het dit dood gegaan. Soos dit ook met bekering. Voordat die nuwe mens in ons kan opstaan, moet die ou mens eers doodgaan. En hierdie twee dele van bekering kan ons van mekaar onderskei, maar ons kan dit nie skei nie. Dit vind te gelykertyd plaas soos die saadjie wat doodgaan om te ontkiem. Dit gebeur gelyktydig. Maar God het deur sy Heilige Gees die geloof in ons laat ontkiem. Maar nou vind daar ontwikkeling in ons lewe plaas, deurdat ons elke keer 'n nuwe begin maak. Bekering is deel van ons heiligmaking, deurdat ons al hoe meer na Christus toe groei, deurdat hy al hoe meer gestalte in ons lewe kry. Wanneer hierdie ontwikkeling nie in ons plaasvind nie, gaan ons geloofslewe dood. Maar broers en susters, die aantrek van ons nuwe lewe bestaan ook uit twee dele. In die eerste plek, 'n hartlike vreugde in God deur Christus. In ons lewe as Christene is daar droefheid, maar daar is ook blydskap. Ons het droefheid oor die sonde, waardeur ons God vertoorn en sy eer aantas. Maar ons het blydskap oor die wete dat Jesus Christus ten volle vir al ons sondes betaal het. Ja, die droefheid oor my sonde moet my bring tot die blydskap dat ek in Christus vergewing van sondes gevind het. In die tweede plek trek ek die nuwe mens aan deur 'n lus en 'n liefde om God se wil te doen. Saam met Paulus moet ons sê, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Dan, broers en susters, kom die vrug van bekering na vore. Maar nadat ons die ou mens uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, moet ons en is ons in staat om goeie werke te doen. Ons moet vrugte van die geloof dra. Maar hoe weet ons dat dit wat ons doen regtig goeie werke is? Dat dit goeie vrugte van die geloof is? Ons belydenis wys wat die kenmerke van goeie werke is. In die eerste plek moet dit geloof as bron hê. 2 weke gelede het ons gesê, 'n heiden, maak nie saak wat se werke hy doen nie, kan nie goeie werke doen nie, want hy het nie geloof in God nie. Nee, goeie werke moet die bron as geloof hê. Uiterlik kan dit lyk of 2 mense presies dieselfde doen, maar tog kan die 2 se dade voor God wesenlik van mekaar verskil, as die een iets uit die geloof doen en die ander nie. Dit was die rede waarom die offers van Kain en Abel so ingrypend verskil het. Geloof sonder goeie werke is 'n dooie geloof, maar goeie werke sonder geloof is voorgee. Die tweede vereiste vir goeie werke is dat dit moet voldoen aan die wet van God as maatstaf. Die Bybel leer ons dat 'n bepaalde daad 'n goeie werk is as dit volgens God se wet is. God se wet trek saam in die liefdesgebod, soos ons dit ook in Matteus 22 vind. En daarom moet elkeen van ons onsself afvra of ek my dade uit liefde doen en of dit volgens God se wil is, soos Efesiërs 4 vers 24 ons leer. Derdens kan ons so maklik goeie werke doen, sodat ons daardeur op die skouer geklop en geprys moet word. Maar Christus leer ons in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien
en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dit is die doel van ons goeie werke, om God te verheerlik. Om die ware bekering in ons lewe te realiseer, vra baie gebed, selfverloning. Daarom hoor ons die opdrag in 1 Timoteus 4 vers 7, oefen jou om in die toewyding aan God te lewe. As ons dit doen, bereik ons God se doel in ons lewens. In Efesiërs 2 vers 10 leer die Heilige Gees ons dat God ons geskep het om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Broers en susters, bekleë jou met die nuwe mens wat jy in Christus is. Luister na God se roepstem in jou lewe, draai om, draai weg van die verkeerde, van die ou mens. Draai na God toe. Trek die nuwe mens aan. Ja, trek jou ou lewe uit en trek jou nuwe lewe aan. Wanneer ons ons daagliks so voor die Here bekeer, sal ons ook met vreugde goeie werke vir hom kan doen, uit dankbaarheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, weer eens hoor ons, alles kom van U af. Ja, U is die een wat ook vir ons die nuwe mens gemaak het. Wat vir ons die wysheid en die krag gee deur die leiding van U woord en Heilige Gees, dat ons die ou mens kan uittrek, die nuwe mens kan aantrek, en ook so daarvolgens lewe. Ja, alles ook deur die soenverdienste van Jesus Christus aan die kruis, wat dit vir ons moontlik maak. Here, ons dankie daarvoor, maar ons vra U ook om ons steeds daarin te help. Dat ons elke dag ook ons sonde sal raak sien. Daarvanaf sal wegvlug. En gehoorsaam sal wees aan U en U alleen. Ja, dat ons waarlik sal lewe soos nuwe mense, wat kan heers oor die sonde. Gee ons die krag en die wysheid daartoe. Gee dan ook dat ons waarlik goeie werke sal doen. Ons weet dit kom ook van U af. Ja, laat ons werke doen tot U eer, werke wat U behaag. Here, ons dra ons gemeente op in U hande. Ja, U is met ons elkeen individueel, maar ook met ons as gelowiges gesamentlik. Gee dat ons waarlik ook soos een liggaam sal funksioneer, waar ons die gawes wat U vir ons gegee het sal aanwend, hier ook in hierdie klein deeltjie van U koninkryk. Dat ons waarlik ons lig sal laat skyn. Soutende sout sal wees wat ander sal dors maak vir die evangelie. Here, ons dra ook elkeen afsonderlik aan U op. U weet van die beproewinge wat in elkeen van ons se lewe is. Ja, selfs dit moet by ons vreugde bring. Want ons weet U is besig met ons. Besig om ons voor te berei vir die heerlikheid wat vir ons wag.
Maar gee vir ons dan ook tydens beproewinge volharding in ons geloof en laat ons waarlik in ons verhouding daardeur groei, nader en nader na U. Here, ons dra vir Johan hulle op, hulle hele familie, waar sy jongste broer ook in die week oorlede is. Here, ons verstaan nie altyd U weë nie, maar ons hou vas aan U beloftes, dat alles vir die wat U liefhet ten goeie meewerk, en ook U belofte dat niks of niemand nie, selfs nie eers die dood, ons uit U hand kan ruk nie. Daarom vra ons dat U hulle sal vashou, hulle trane sal afdroog, hulle sal troos soos U alleen kan, deur U Gees. Here, ons vra weer eens dat U ons sonde sal vergewe. Laat ons soos nuwe mense lewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 119 daarvan verse 3 en 7. Verhef je harte tot die Here en gaan hier week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 26ste, Chris Kriel en Andries Kreer. Die 28ste, Ruben Leroux. Baie geluk aan al hierdie lidmate. Mag die Here sy seën in hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan is ons dankbaar dat oom Charles Ham tuis herstel nadat hy in die hospitaal was. Hy het geval. Kaarsinskudding opgedoen, maar ons is dankbaar dat hy weer tuis is en weer voortgaan. Troos ek vir Johan Nel, jou hele familie, julle gesin, met die afsterwe van jou broer. Ons bid die troos van die Here vir julle toe. Baie sterkte. Daar is 'n Bybelstudie nou na die tee, so om by 10:00 wat ons daarmee begin. En dan Magnolias, Dinsdag om 9:30. Almal is welkom om ook saam te kom kuier, maar ons ook 'n bietjie hoor hoe gaan dit in mekaar se lewens. Almal baie hartlik welkom vir dit Dinsdag om 9:30. Dan vra ons die graad 6 en 7
julle saam met julle ouers net vir blikkies ook sal ontmoet, as die kitkasasie hier begin. Hy het net 'n paar gedagtes wat hy met julle wil deel, al die graad 6 en 7 ouers en ook die kinders. Baie lekker week vir elkeen.